Jesus was 'n mens met alle menslike kwaliteite. Bedoelende, Jesus was 'n mens. Maar God die Vader het Jesus hemelse kwaliteite gegee deur die Heilige Gees. En Jesus verklaar in sy gebed dat hy sy disippels dieselfde heerlikheid gegee het wat die Vader Jesus gegee het. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanmôre. Ja, dit is donderdagmôre en einde van die week is alweer op pad, kan jy dit glo, nê? Vanmôre gesels ek met jou oor hemelse heerlikheid. Ek wil gou vir jou 3 verse lees vanoggend. En of 3 skrifgedeeltes. Die eerste een is Johannes 17 vers 22. Jesus is in sy gebed en hy het gebid en gesê: Vader, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Hoor wat sê Kolossense 1 vers 27. Paulus sê: aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hoor jy wat noem hy? Hy sê die rykdom van die heerlikheid en die hoop van die heerlikheid is Christus. 2 Petrus 1 vers 3, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Ek wil gou my inleidende stelling gou herhaal. Jesus was 'n mens met alle menslike kwaliteite, maar God die Vader het Jesus hemelse kwaliteite gegee deur die Heilige Gees. En Jesus verklaar in sy gebed dat hy sy disippels dieselfde heerlikheid gegee het wat die Vader Jesus gegee het. Jy weet, alhoewel Jesus mens was, het hy heerlikheid gehad en die heerlikheid was van die Vader, wat deur Heilige Gees aan hom gegee was. En ons sien dit toe Jesus in die sinagoge verklaar het, daar lees, jy kan dit lees in Lukas 4:18, hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Die heerlikheid van die Here, van die Vader God was op hom gewees deur die Heilige Gees, en omdat die Heilige Gees op Jesus was. Jy weet, die Gees en die salwing is die heerlikheid wat Jesus ontvang het. En uit die Heilige Gees wat op Jesus rus, vloei al die goddelike kwaliteite wat Jesus openbaar het. Want jy weet, 2 Petrus 1 vers 4, wat ons net nou gelees het, hy noem dit die goddelike natuur. Maar Jesus sê in sy gebed dat hy daardie heerlikheid wat hy ontvang het, nie vir homself gehou het nie, maar ook daardie heerlikheid aan sy disippels gegee het. En dat Jesus hierdie gebed net vir sy disippels gedoen het nie, maar ook aan almal wat gelowig sal word. So Jesus sê aan die Vader, dieselfde Gees wat U my gegee het, het ek ook aan my disippels gegee, en gaan Jesus ook aan ander gelowiges gee, waarin ek en jy ingesluit is, nê? Paulus noem hierdie heerlikheid in Kolossense 1 vers 27, Jesus Christus. Met ander woorde, Jesus in ons is ons heerlikheid. Kind van die Here, wat sien ons vandag? Ons sien dat ons heerlikheid het, maar dat ons hemelse heerlikheid het. En hierdie hemelse heerlikheid word nie deur die wêreld en wêreldse middele aan ons toegedig nie. Paulus sê dat die rykdom en die hoop van heerlikheid Jesus is. Sonder Jesus, wat Heilige Gees in ons manifesteer, het ons geen hemelse heerlikheid nie. Ons het geen hemelse kwaliteite nie, en ons het geen hemelse waarde nie. Daarom is my tema vanmôre hemelse heerlikheid. Want dit is wat ons moet hê, omdat ons kind van God is. So vanmôre, Here, sê ons en bring ons alle lof en eer en heerlikheid terug na U toe. U wat ons Jesus Christus, ons verlosser is. En dat ons U heerlikheid ontvang het, omdat U ons met U Gees vervul het. Ons loof U. Amen.